Dit is vir my regtig baie lekker om jou te groet en jou welkom te heet by hierdie uitsending. Mag jy bewus bly van die Here se teenwoordigheid deur sy Gees reg deur hierdie uitsending. Daarom kom ons raak saam eers stil voor die Here. Net daar waar jy jouself nou bevind, kom so 'n bietjie tot stilstand, ontspan lekker en raak stil voor die Here. Here, een van ons teksgedeeltes in hierdie geleentheid, Matteus 5 vers 7, leer vir ons wat ware liefde behels, as dit sê, geseënd is die wat barmhartig is. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Here, dit is 'n feit. Ons verwag dit en ons het elkeen dit nodig dat ons ook liefgehê sal word. Maar Here, voor alles is die vraag, het ons regtig lief? Pas ons hierdie liefde toe wat vir ons so mooi hier in Matteus 5 vers 7 beskryf word? Het ons boeties en sissies in die geloof regtig lief, soos wat U ons roep om te doen? Daarom, Here, groet ons U en eer ons U en nooi ons U uit in hierdie geleentheid om met ons elkeen 'n pad te kom stap uit U woord. U is inderdaad die enigste, ware, lewende God van die heelal. God in U drie eenheid. U is Vader, Seun en Heilige Gees, ons enigste Here. Amen. Hierdie drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, groet jou en seën jou opnuut met sy liefde, genade en vrede. Matteus skryf sy evangelie hoofsaaklik aan Joodse lesers. Nou, die geestelike leiers van die Jode in daardie dae was hoofsaaklik Sadduseërs, Fariseërs en skrifgeleerdes, wat dan saam die Joodse raad of Sanhedrin, soos hulle na die Joodse raad verwys het in daardie tyd, vorm. Die Sadduseërs het die grootste deel van die Joodse raad uitgemaak. En hulle het hoofsaaklik uit ryker Jode bestaan, wat godsdiens alleen vir politieke en finansiële doeleindes gebruik het. Die Fariseërs het hulle beywer om die Joodse kultuur en godsdiens suiwer te bewaar. En daarom was die nakoming van die wet vir hulle die belangrikste prioriteit in die lewe. Die skrifgeleerdes was hoofsaaklik Fariseërs. So met ander woorde, hierdie skrifgeleerdes was 'n groep Fariseërs. En dit was hulle taak om die wet of die Torah, soos hulle dit in daai tyd genoem het, tot in die fynste besonderhede uit te pluis. As die wet byvoorbeeld sê, die Sabbat moet geheilig word, dan het die skrifgeleerdes uitgewerk presies wat mag en wat mag nie op die Sabbatdag gedoen word nie. Onthou julle die stuk geskiedenis waar Jesus daar in die koringlande op die Sabbatdag geloop het en beweeg het deur die koringlande saam met sy disippels, en toe van die are van die koring gevat het, gepluk het en dit uitgewan het in sy hand en dit geëet het. En toe is hy bestraf, want dit is beskou as werk
op die Sabbatdag. So het die Joodse godsdiens al meer eintlik maar net 'n uiterlike vertoon geraak, terwyl die binnekant verrot was en nie was soos dit moes wees nie. Ook hulle barmhartigheid was eintlik net hartelose goeie werke. Goeie werke, maar hulle hart was nie daarin nie. Maar Jesus se bediening en sy gelykenisse het die valshede in die Sadduseërs, Fariseërs en skrifgeleerdes ontbloot vir wat dit regtig was, aan die kaak gestel met ander woorde. En dit is hoekom Jesus in Matteus 6 vers 1 tot 4 sê dat jou linkerhand moenie weet wat jou regterhand doen nie. Die Joodse godsdienstige leiers se beursies het heel vinnig oopgegaan. Ja, hulle hande was oop, maar hulle harte het geslote gebly vir hulle naaste. Hulle harte was nie in dit wat hulle gedoen het nie. Daarom dat Jesus na hulle verwys in Matteus 23 vers 27 as wit gepleisterde grafte. Nou, toe ek deur hierdie teksgedeeltes gewerk het, wat ek sopas vir julle aangehaal het, en waar het ons boodskap dan ook van hierdie geleentheid kom, het daar onmiddellik by my die beeld opgekom van 'n lekker toffieappel. Van kleins af is ek verskriklik lief vir toffieappels. Ek weet nie wie van julle is ook lief vir 'n toffieappel nie. Maar nou, in hierdie geval van ons teks, ons boodskap in hierdie geleentheid, 'n lekker, helder, rooi suikerstroop laagie, maar rondom 'n vrotappel. Ja, hoe teenstellend, hoe tragies is dit nie? En dit is hoekom Jesus in ons tweede teks, Matteus 9 vers 13 sê, gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid, nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Ja, die destydse godsdienstige leiers was absoluut vol van hulle self. Dit het gegaan oor me, myself and I. En Jesus se saligsprekings in ons eerste teks, Matteus 5, gaan juis oor 'n leegmaak van jouself. Om los te kom van jouself, die eie ek. Maar kom ons lees ons twee teksgedeeltes van hierdie geleentheid saam. En dit is Matteus 5 vers 1 tot 7 en dan daarmee saam Matteus 9 vers 9 tot 13. Dit is in die 83 vertaling van die Bybel. Julle is baie welkom om dit nou sommer saam met my op die skerm te volg. Matteus 5 vers 1, die opskrif hier, die bergrede, die saligsprekinge van Jesus. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. En dan vers 7, ons teks, geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd
is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. En dan ons tweede teksgedeelte, Matteus 9 vanaf vers 9 tot 13. Die opskrif hier is die roeping van Matteus. Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Hy het toe opgestaan en Jesus gevolg. Jesus het by Matteus in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die Fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Ons teksvers hier wat ek graag wil uitlig, vers 13, gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Julle moet later, julle na die boodskapvertaling gaan en gaan kyk na Matteus 5, gaan lees gerus vir Matteus 5 in die boodskapvertaling. Die boodskapvertaling van Matteus 5 vers 7 sê, gelukkig is almal wat regtig vir ander mense omgee. God sal binnekort vir hulle wys presies hoeveel hy vir hulle omgee. Hoor mooi, gelukkig is almal wat regtig vir ander mense omgee. God sal binnekort vir hulle wys presies hoeveel hy vir hulle omgee. Julle sien, dit is waaruit die tema vir hierdie geleentheid kom. Liefde, ware opregte liefde, het nie brieke nie. Liefde het nie brieke nie. Nou daar is hierdie oulike storie oor hierdie burgermag brandweer op 'n ou ver afgeleë klein plattelandse dorpie. Die brandweer se begroting was maar skraps en die brandweer waarmee hulle werk moes verrig, baie oud of vrek oud, soos dit in die verhaal staan. Op 'n dag breek daar toe hierdie groot veldbrand op een van die boere daar in die omgewing se plase uit. En die brandweerspan se hulp word ingeroep om die vlamme te help blus. En die brandweer kom toe met hierdie stokou brandweer waarvan hulle met 'n klok wat hard lui aangejaag op die toneel en hulle jaag tot binne in die vuur. Blitsvinnig spring hulle uit en begin verwoed die vuur rondom hulle te blus. Nadat hulle die brand suksesvol geblus het, was hierdie boer so beïndruk met hierdie brandweerspan, dat hy net daar en dan vir hulle 'n donasie van R2000 skep. Nou, ek weet R2000 klink dalk nou vir baie van ons in ons dag, in ons terme, nou nie vreeslik baie geld nie. Maar hierdie storie is al baie oud en kom 'n hele paar jaar terug, toe geld nog waarde gehad het. Daai R2000 in daai jare, sou ons kon sê, is min of meer gelykstaande aan R20.000 in ons dag, in ons terme.
Nou, die plaaslike koerantman van die dorpie, elke so plattelandse dorpie, meeste het mos so 'n koerantman of iemand wat alles weet wat in daai dorpie aangaan. Die plaaslike koerantman het toe ook nader gestaan en vir die hoof van die brandweer gevra wat hulle nou met hierdie R2000 gaan doen. En sonder om 'n oomblik te huiwer, het hierdie hoof van die brandweer onmiddellik geantwoord: brieke vir die brandweerwa. Kan julle nou verstaan hoekom hulle aangejaag gekom het en tot binne in die vuur ingejaag het? Hulle kan dankie sê dat daai stokou brandweerwa nie heeltemal verwoes is in die brand nie. Nou vriende, hierdie storie het my laat besef, barmhartigheid is liefde sonder brieke, soos daai stokou brandweerwa. Barmhartigheid is liefde sonder brieke. Barmhartigheid is eintlik warmhartigheid, ware omgee. Dis deel van wie ek regtig is. Dis nie maar net iets wat ek af en toe doen nie. Nee, dis iets wat ek elke dag leef. Dis deel van my menswees, wie ek regtig is. Nou, aan wie moet jy en ek barmhartigheid bewys? Dis 'n vraag wat ons dalk vra. Nog 'n ander lekker gewilde vraagie wat ons baie kere vra is, maar wie is my naaste? Aan wie moet jy en ek barmhartigheid bewys? En dan is die Bybel baie duidelik as dit ons in die eerste plek as medegelowiges oproep om in ons onderskeie geloofsgemeenskappe na mekaar om te sien, spesiaal na mekaar om te sien en vir mekaar om te gee. Dis waar dit moet begin, tussen ons as medegelowiges. Maar dan kom Jesus en Jesus trek die kring ook wyer as ons in die Bybel sien dat Jesus veral die randfigure, die verstotelinge, die verwerptes van die samelewing bedien het. Gaan kyk gerus na die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, wat gaan oor Jesus se leeftyd hier op aarde. Jesus het ingefokus op die randfigure, die verstotelinge van die samelewing. Dis wie hy bedien het. Maar dan gaan Jesus nog 'n bietjie verder en hy roep ons op en sê, ons moet ook vir ons vyande omgee en hulle vergewe. Dit sluit selfs ook ons vyande in. Een van ons vorige moderators van die algemene synode, is 'n hele paar jaar terug, Dr. Koenie Burger, stel dit so mooi. Hy sê, my naaste in nood is die mense wat my nodig het, sonder dat ek hulle nodig het. My naaste in nood is die mense wat my nodig het, sonder dat ek hulle nodig het. Martin Luther sê, liefde is die enigste mag wat 'n vyand in 'n vriend kan verander. Liefde is die enigste mag wat 'n vyand in 'n vriend kan verander. En hoor wat sê Moeder Teresa. Dis nie wat jy doen of hoeveel jy doen wat tel. Wat saak maak is hoeveel liefde jy insit in dit wat jy doen. Dis nie wat jy doen of hoeveel jy doen wat tel nie. Wat regtig saak maak is hoeveel liefde jy insit in dit wat jy doen. En dan sê Moeder Teresa hierdie groot woorde,
wat so absoluut van toepassing is op ons boodskap in hierdie geleentheid. Sy sê, kyk na jou naaste, soos jy weet Jesus Christus na jou kyk. Kyk na jou naaste met oë wat soek na iets van Christus in hom of haar. As Jesus dan gesê het, alles wat ons aan ons naaste doen, doen ons eintlik aan hom, dan is Christus mos in al ons broers en susters teenwoordig. Vriende, dis die harde werklikheid. Daar's iets van Jesus in elke liewe mens. Daar's nie net kwaad, net sleg of net goed in iemand nie. Daar's altyd iets van beide aspekte in almal teenwoordig. In die donker krot buurtes van ons dag soek armes en siekes na 'n stukkie van Jesus Christus se lig in jou en my oë. Daarom, kyk na daardie mense, kyk na daardie mense met dieselfde liefde waarmee jy na Jesus sou kyk, of waarmee Jesus na jou kyk. Dit is ware barmhartigheid. Liefde sonder brieke. Liefde sonder brieke. Jy sien, barmhartigheid is deel van die DNA van 'n ware kind van God. Ja, ek weet, barmhartigheid klink vir baie mense na harde werk en baie moeite. In elk geval nie iets wat ons sommer net vir die plesier daarvan sal doen. Tog sê ons teks in Matteus 5 vers 7 spesifiek, dat daar besonderse seën of geluk opgesluit lê in 'n lewe van dankbaarheid. Matteus 5 vers 7, geseënd, gelukkig is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Jy sien, daar is 'n kwaliteit van lewe en vreugde wat eers regtig deurbreek in 'n mens se lewe die dag as jy in Jesus Christus so vry raak dat jy nie meer krampagtig net jou eie lewe koes en probeer bevorder nie, maar dat jy inderdaad bereid is om jou eie lewe oop te maak, jou lewe prys te gee, en as dit moet, dit te verloor om Jesus Christus ontwil. Ek sluit af met 'n laaste aanhaling van Moeder Teresa. Sy sê, ek het die teenstelling ontdek, dat as ek liefhet, totdat dit seer maak, daar geen seer meer oorbly nie, slegs meer liefde. Ek het die teenstelling ontdek, dat as ek liefhet, totdat dit seer maak, daar geen seer meer oorbly nie, net meer liefde. Meer liefde. Inderdaad, liefde sonder brieke. Sê vir my, is dit hoe jy ook onvoorwaardelik liefhet? Amen. Ek nooi jou uit. Stap hier weg opnuut met ware barmhartigheid, met liefde sonder brieke, en ervaar God die Vader se onvoorwaardelike liefde vir jou, en Jesus Christus se onbeskryflike groot genade oor jou, elke dag in en deur die
alomteenwoordigheid van sy Gees, die Heilige Gees, binne in jou. Amen. Here, ek is honger vir die Gees se werk in my. Honger vir dit wat ek net by U kan kry. Ek soek die krag en die genade, die deernis en die troos, die vreugde en die vrede wat my hart oorskadu soms. 'n vonkelom wat altyd by my bly. Ek honger na die Gees se werk in my. Here, ek is honger. Here, ek is honger vir die Gees se werk in my. Honger vir dit wat ek by U alleen kan kry. Ek soek die wonder van die gawes om my broers daarmee te dien, sodat elkeen wat U soek, my God, die heerlikheid kan sien. 'n vuurkolom wat altyd by my bly. O, ek honger na die Gees se werk in my. Vat my lewe, keer my kom leer my meer en meer. Gees van God, maak alles net en skoon. Vul my lewe, maak my hart 'n plek waar U regeer. 'n plek waar U wil woon, 'n plek waar U vir altyd sal wil bly. Vat my lewe, keer my kom leer my meer en meer. Gees van God, maak alles net en skoon. Vul my lewe, maak my hart 'n plek waar U regeer. 'n plek waar U wil woon, 'n plek waar U vir altyd sal wil bly. Ek bid die Gees van God, kom werk in my. Dankie dat U bly.